Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou hier sit ek my by 'n pot boontjies op wat 'n engeltjie gekook het. En is nou kwai bedrywig hier in die kombuis want hulle berei voor vir 'n mark. So nou is die kosmaker so onder druk. So nou is dit 'n groot pot boontjies op gekook. Ons het nou 'n klomp vandag opgeëet. Die ander gaan ons nou bottel. Maar dis 'n gewone boontjies op, aardappels, boontjies, vleis. En ek weet nie of daar veel in die resep is nie, maar wat oor is bottel ons nou, as dit nou die dag 'n bietjie dik gaan, dan word net die bottel boontjies op warm gemaak en dan sny brood en dan gaan almal weer. Okay, so ons nou gou hierdie boontjies op bottel. Hier in die trechtertjie, baie lekker boontjies op. Jy moet sommer lekker honger wees, want hy maak jou kwai dik. So hier gaan hy nou. Die boontjies op, ek dink van scratch af tot hy gaar is kook omtrent so 90 minute. Dan is hy reg om geëet te raak. Kyk, hy lyk baie mooi in die bottel. Ek weet hoekom die boontjies op nou so kort vat, 90 minute is eintlik baie kort. As jy nou boontjies van rou af kook, dan vat dit kwai lank. So ons kry sommer die groot blikke caterers boontjies op by die plekke soos Cape Foods en die vleis is klaar gestoom. Gaar, die is in die yskas so alles amper gaar, is amper reg, is net vir eintlik maar net warm maak. Okay, nou sit ons gebruik hierdie glasbotteltjies, dis nog die oudtydse een, met die rubberringetjie. Dan gaan hy hierdie ring. Maak daai bottel so dig. Jy moet sommer lekker wees om hierdie prop af te haal. Nou ja, daar gaan hy. Klaar, lekker. Gebottelde boontjies op. As daar nou nie môre tyd is vir kos maak nie, eet ons sommer weer boontjies op. Nou ja, daar gaan hy. Hier gaan nog 'n bottel. As 'n man nou nog nie lekker geëet het, moet jy nou lekker boontjies op, jy moet gebakte grobbelbrood, de varkvet eet. Nou weet jy nou wat, is lekker eet. Okay, hier gaan hy. Ek dink ons nog so 2 bottels hier uitkry. 1 bottel is genoeg vir 'n hele paar manne hier in die kombuis. Want is die man wat in die tuin werk en is die mense wat hier help in die kombuis en is die mense wat help bak. My getroue assistent Annika. Hier gaan ons prop ons die rubbering. Mooi op, kyk net dat hy mooi square vast sit. Hy het 'n diep ring. Hierdie ring lyk nou nie meer so mooi nie. Maar hy is er nie aanraak met die kos nie. Dis net om die prop te hou vas. As die boontjies op nou afgekoel het, alles. Nou ek het my ring afwaar en sit hierdie prop vir dood. Jy slim nie sommer so afkry nie. Nou ja, daar is hy. 2 bottels lekker boontjies op en ek dink is nog 2 wat se gevol maak. Maar as hy daai. Ook hierdie boontjies word ook gestoom. 'n boontjie is 'n low acid. Dan as jy hom nie baie ordentlik gaar maak, dan kook hy later uit, hy gis in die bottel. So 'n boontjie en 'n mielie en daar's nog ander goed ook ons nog op 'n stadium weer kom. Ja, hier gaan die boontjies op, nou stoompot toe. Hier is die stoompot, hy was nou net nog vol boontjies op, is nou weer skoon gewas. Wanneer ons die bottels in die stoompot sit ons hierdie mandjie onderin. Die bottels moet nie in direkte kontak met die bodem wees nie, anders kan hulle bars. Hoewel die bottels is nog van die goeie oudtydse bottels, ek weet nie of hulle sommer sal bars, maar liewer versigtig. Okay, ons sit die bottels in. 'n liter bottel soos hierdie pas net lekker in. Bottels moet ook eintlik nie teen mekaar raak as dit kan nie. Gooi ons gou water in tot so net so onder die proppe. Dan gaan die water. Daar is hy, 5 liter water is net mooi genoeg. Daar is hy, sit prop op, sit die deksel op van die stoompot,
gaan die stof toe, en dan, kom ons sê maar so 100 minute, as jy veilig.